Hallo, ek is Ronel Besuidnout. Ek het toevallig in die afgelope week op 'n artikel op die internet afgekom wat navorsing gedoen het oor die koolstofvoetspoor van Kersfeesvader. Dit is dalk relevant, veral dat die Verenigde Nasies sopas hulle konferensie oor klimaatsverandering in Azerbeidzjan afgesluit het. Maar dalk moet ons nie vir Kersfeesvader die skuld gee nie. Dalk moet ons eerder kyk hoe ons self Kersfees vier. Het jy geweet, verlede jaar is 33 miljoen bome afgesaag? Toevallig nie vir Kersfeesbome in huise nie, maar vir kaartjies. Soveel kaartjies word op geskenke vasgeplak, natuurlik wêreldwyd ook na familie en vriende toegestuur. Dis 'n skokkende getal, ek verstaan nie eers eintlik hoeveel dit is nie, maar in Amerika alleen is daar verlede jaar die ekwivalent van 366.930 miljoen kilometer se rolle toedraaipapier gekoop. En natuurlik word alles weer net weggegooi na Kersfees. In Engeland alleen is 2 miljoen geslagte kalkoene weggegooi. Alles nog eetbaar, maar die Kersseisoen en die lus vir kalkoene was daarmee heen. Een van die positiewe dinge wat ek uit hierdie artikel uit vir myself kon uitklaar, is dat ons minstens wêreldwyd passievolle Kerstydvierders is. Daar heers groot opwinding. Swart Vrydag maak dit natuurlik nog aantrekliker. Alles om in die gees van Kersfees te kom. Daarom word ons kooplus so afgestof. En as jy by ouma en oupa by die see kan kom kuier, dan raak die opwinding net soveel groter en spyskaarte word plan. En dan gaan jy nog vir oulaas winkel toe, al het jy jouself beloof dat jy nie weer die malle gejaag sal aandurf nie. Dit klink asof ek dalk negatief is oor Kersfees. Glad en geheel nie. Ek wens net dat hierdie advent my eie voorbereiding na Kersfees heeltemal anders sal wees. Ek kan dit kies, want is tog ek wat dit doen. Ek het al soveel keer in my lewe adventsreekse geskryf. En skielik wonder ek, wat het ek regtig uit dit uitgeleer? Kan ek selfs eers onthou wat ek geskryf het? Ek ken elke woord van die 4 weke. Hoop, vrede, vreugde, liefde. Maar so wat? Behalwe dat dit my skielik herinner dat ek nog 'n adventskrans moet maak vir elkeen van die 4 kerse. Maar het hoop, vreugde, vrede en liefde in my lewe toegeneem? Al lyk die wêreld om my al hoe chaotischer. Of val ek net daarby in met neerslagtigheid? Of kan ek werklik, soos die psalmdigter van Psalm 62, kan ek hom napraat wanneer hy in vers 5 sê, vind rus by God alleen my siel, want op hom is my hoop gevestig. Komende Sondag skop ons af met ons eerste Adventssondag, die Sondag van hoop. En daarna volg 3 Sondae. Ons het 4 weke wat ons Advent vier. Elke weeksdag kan jy 'n dagstip ontvang, het sy soggens of saans. Dit kom ook met 'n bypassende musiekvideo. En jy kan ook op die digitale platforms na kunswerk kyk. Alles met die doel om ons te fokus om Advent werklik in die gees van afwagting te vier. Nie net Kersdag nie, maar die koms van Christus. Ek hoop dat Advent 2024 in jou lewe, soos in my lewe, 'n verskil sal maak. Reis hierdie reis saam met my.